Goeiedag vriende, welkom by dag 2 van ons oordenking wat ek as tema het, Jesus ontmoet jou in jou lewe. Ek en jy weet dat die opstandingsgebeure vir die disippels en die volgelinge van Jesus 'n bietjie verbuisterd gelaat het. Hulle moes nog in hulle harte en hulle gedagtes verwerk, alles wat hulle gesien en beleef en ervaar het. Al het Jesus vir hulle verduidelik wat sou gebeur het. Hy het tog hulle geleer dat hy sou sterf en dat hy sou opstaan om die skrif te vervul. En Jesus het sy gees oor sy disippels uitgestort. En die uitstorting van die gees van God in hulle lewens het hulle geloofsoë geopen vir die boodskap van die kruis en die opstanding. En Lukas beskryf 2 opstandingsgebeure. Die eerste een is op die Emmauspad. Op die Emmauspad ontmoet die pelgrims die opgestane Christus, die Here. Hulle was nog onnigter oor die Paasgebeure, maar Jesus is geduldig met hulle. Stuk vir stuk het hy die evangelie vir hulle oopgebreek en oopgemaak. Hulle nooi Jesus toe in hulle huis in. Jesus kom in, breek saam met hulle brood, en ons lees en hulle geloofsoë het oopgegaan. Hulle sê onder mekaar, het ons harte nie warm geword nie. Vir refleksie. Liewe vriend, dit klink dalk nou paradoksaal, teenstrydig, maar jy hoef nie Jesus in jou huis in te nooi nie. Die Here is alreeds in jou huis, in die huis van jou lewe. Hy het alreeds in jou huis ingetrek. Die opgestane Here ontmoet jou daagliks in jou handel en wandel. Maar die vraag is ek en jy oop vir sy teenwoordigheid in ons en in ander se lewe? Die psalmdigter van Psalm 30 sing, my hele wese sal U besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal U vir altyd loof. Ek en jy lees dat die Emmausgangers het opgestaan en die wêreld ingegaan en vir die wêreld van hierdie Here vertel. Amen.